Goeiemorgen Christene, hier op die 2 Maart 2026. 2 Maart 2026. Einde Februarie, toe begin die stryd met Iran, waaroor ek gepraat het so 'n rukkie terug op koffie met brood. Het julle gesê, daai kite gaan vlieg, daar sal oorlog wees. En die vredemaker, Donald Trump is toe nie so 'n groot vredemaker nie, is hy? Kom ons drink 'n bietjie koffie. Baie welkom hierso by nog 'n video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. En kom ons kyk na die laaste bietjie van skrywes wat ons het oor Sina van Rensburg. Goeiemôre Jenny, goeiemôre Lofty. Ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad. My naweek was lekker geweest. Net jammer vir die Stormers wat verloor het. Verder was die naweek oké. Dit is nou 3 wedstryde in 'n ry dat die Stormers nie die ding kan doen nie. En dit is vir my kommerwekkend. Ons het die spelers, maar dit is kommerwekkend, né? In elk geval, kom ons kyk gou 'n bietjie vinnig, terwyl ons nog wag vir mense om op te kom. Ons kyk gou 'n bietjie na wat gebeur daar deur ver. En toe ons oë uitvee, toe bom Israel vir Iran. Heina, goeiemôre. Toe ons oë uitvee, toe sit Donald Trump en J.D. Vance in die Situation Room, die situasiekamer, en hou die oorlog dop. Toe ons oë uitvee vanoggend, toe is dit oorlog. Dis dit oorlog. En nou verklaar al die moslims of baie moslims in Iran jihad. En daar is nou optredes of riots, Pieter goeiemôre, teenoor Amerika en teenoor Israel, en dit is nou fatwa en al hierdie goed. Met Donald Trump wat sê dat die Ayatollah is nou uitmekaar uitgeblaas en daar bly niks van hom oorie. En nou sê Trump, het gaan so 4 weke vat, dan is die oorlog verby. Brittanje wat sê hulle gaan inklim teen Iran. En Trump het aangekondig dat die hele militêre bevelstruktuur, goeiemôre Mani, van Iran is nou heeltemal Kubai, totaal en al opgebom. Nou, as julle my onthou, ek het, voordat ek met die video's op die Federale Alliansie begin het, omtrent die laaste of die tweede laaste koffie met brood, het ek vir julle gesê, dis net 'n kwessie van tyd. Ek het vir julle gesê, dit sal my nie verbaas nie, goeiemôre Peru, dat Amerika vir Iran gaan aanval nie. Ek het vir julle gesê. Nee? Hezbollah het die fight, het ook nou ingeklim in die fight in Israel. En Israel het onmiddellik vir Beirut aangeval, dis al goeiemôre. Amerika het 'n verskriklik, hulle is baie goed wanneer hulle name gee vir operasies. Hierdie operasie is Operation Epic Fury. Nee. Nou die rede hoekom ek nou praat oor Iran vanoggend. Hezbollah se parlementêre leier Mohammed Rahat is sat. Hy is in Beirut uitgehaal. Die rede hoekom ek hierdie goed noem, is omdat daar so baie mense is, wat ewe skielik sê, dit is Bybelse profetiese woord wat waar word. Nou vra ek die vraag,
Ek vra nou vir hulle die vraag, waar in die Bybel? Waar in die Bybel is dit dat hierdie is profetiese woord wat waar word? Gee dit vir ons, sodat ons kan sien. Want Daniël se profetiese woord is reeds verby, het julle dit geweet? Daniël se profetiese woord is klaar verby. Behalwe die wat? Die voete van klei en yster. Dit is nog daar. Maar die res van Daniël se profetiese woord is tata babai. So staan dit in Jeremia of staan dit in Esegiel? Waar staan dit? Dat hierdie oorlog is geprofeteer. As jy nie die profetiese woord ken nie, hoekom sal 'n mens sulke goed sê? Jy weet? Hoekom sê jy sulke goed sê? Jy moet weet wat sê die skrif wat profetiese woord aanbetref. Ek kan byvoorbeeld nou gou vir julle hierso. Kom ek kry gou vir julle hierdie. Van die Afrikaanse Bybel hier opbring. Dan kyk ons gou na die boek van Daniël. Dan gaan ek nou vir julle sê, tot waar is die profetiese woord van Daniël verby. Ek gaan hom net hier so vinnig skrol. Tot en met, né? Tot en met vers 'n ek net gou hier so kyk. Dit is hier in die 30. Daar is dit. Vers 34 in Daniël 11. En terwyl hulle struikel, sal hulle met 'n klein hulp ondersteun word, en daar sal baie uitlustigheid by hulle aansluit. En van die verstandiges sal sommige struikel om onder hulle louteringe en reiniging en suiwering aan te bring tot in die tyd van die einde. Om aan hulle loutering en reiniging en suiwering te bring tot aan die tyd van die einde, want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd. Vers 35 in die boek van Daniël is die opstaan en die begin en die aanhoudende aangaan van die Makkabeërs. Die boek van die Makkabeërs is nie in jou Bybel nie. Dis geskiedenis. Jy kan dit lees. Daar's 2 boeke, Makkabeërs 1 en Makkabeërs 2. Maar dit is dieselfde boeke. Die ene het meer, nommer 2 het net meer detail as nommer 1. Dit is eintlik maar plus minus min of meer dieselfde boeke. Maar dis die geskiedenis van die Makkabeërs. En wat hulle gedoen het na Antiochus die 3de. Daardie geskiedenis gaan nog aan tot aan die eindtyd. Anton, goeiemôre. En waar is die Makkabeërs? Israel. Israel maak aanhoudend nog skoon. Hulle kan nie anderste nie. Dis hulle job. Hulle bring loutering, reiniging en suiwering. Of hulle nou reg of verkeerd is, maak nie saak nie. Dit gaan aan. En na hierdie stukkie staan die Antichrist op. Na die stuk. Hierdie koning wat sal doen wat hy wil. Goed. 'n Mens moet weet hoe om die profetiese woord te verstaan. En die enigste manier om die profetiese woord te verstaan, mense, is om by die Heilige Gees uit te kom. Jy moet by die Heilige Gees uitkom. Die Heilige Gees kan vir jou lei in alle dinge. En hy sal. Die skrif sê, dat niemand nodig het om jou te leer nie, die Heilige Gees sal jou leer. En hy sal, maar dan moet jy hom toelaat om jou te leer. Jy sien, jy moet hom toelaat. Ek weet nie wat is vandag weer fout met Facebook nie, want hier kom nou weer niks gesiggies kom hier bo op vandag nie. Dis net mense wat groet. So as jy daar bo op gekom het en ek het nie vir jou gegroet nie, ek kan jy nie hier bo sien vanoggend nie. Ek weet nie wat is die storie met hulle algoritme nie. Maar ek kan vir julle sê, soos wat ek hierdie kode en hierdie goeders doen, verstaan ek hoe dit werk.
Weet jy kan 1 komma verkeerd sit. Net 'n komma in jou kode. Dan krap jy kop en jy krap kop en jy krap kop totdat jy daai ding uitgefigure het. En hierdie ouens is die hele dag besig met hulle goed. Maar in elk geval, en dit is net die profeet wat die ander profeet kan toets. Geen mens kan die profete toets nie, man. 1 Korintiërs 14 moet in konteks gelees word. Net 'n profeet kan ander profete toets. Maar omdat ons so konservatief en groot gemaak is in ons kerke, verstaan ons nie hoe dit werk nie. En ons dink ons verstaan hoe dit werk. Maar dit is die karismatiese kerke en die Pinksterkerke wat die woord van God gaan oopbreek het, letterlik gaan oopforceer het, wat die Heilige Gees aanbetref en sy werkinge. Johannes 15 tot 17, 1 Korintiërs 12 tot 1 Korintiërs 14, Romeine 12, alles wat gebeur het in die boek van Handelinge. Maar goed, kom ons kyk 'n bietjie weer na Boy Moesman. Hier's nie veel meer om met julle deur te gaan wat hierdie ouens aanbetref nie. Maar daar is nog baie profetiese woord. Daar's baie profetiese woord wat daar buite plaasvind. Wat plaasgevind het in die Eerste Wêreldoorlog, in die Tweede Wêreldoorlog en in ons tyd nou. En soos wat ek deur elke streek gegaan het met julle, het ons min of meer al die profetiese woord uitgehaal wat ons aanbetref. En uit dit kry ons die prentjie van wat in ons land aangaan. En ons gee nie om wat in die buiteland aangaan nie, behalwe vir die Ure. Dis al. Ek het geëindig Vrydag by die tekens wat Boy Moesman aan sy broer Piet gegee het. Tekens wat lei na die Derde Wêreldoorlog. Nou is daar 'n oorlog met Iran, maar dit is nie 'n wêreldoorlog nie. Jy sien, rytuie van alle maaksels kom te Lichtenburg aan. Ons het daaroor gepraat. Ons het dit nog nie gedoen nie. Dit gaan nog gebeur. In die Unie kom 'n vlag uit, maar dis nie ons vlag nie. Ons het daaroor gepraat. Groot ongekende droogte. Ek sit hier so in Pretoria. Weet julle hoe lekker reën dit hier buite? Daar is nie donderweer nie, vir die eerste keer in lang tyd is daar nie donderweer nie. Daar is nie groot rukwinde en goed nie. Dis 'n sagte reën wat 'n paar uur gelede begin het en hy hou nou nog aan. Maar dalk is dit groot ongekende droogte in ander gebiede. Jy sien? Maar dit is tekens wat lei na die Derde Wêreldoorlog. In 1914 was meneer W. Lourens 'n gevangene saam met Siener gewees. Hy was in die tronk saam met Siener. En hy het hierdie neergesit aangaande die vlag. Toe sien oom Niklas weer die vark hang in Engeland aan die haak, klaar afgeskraap met 'n vlek aan hom. Kyk wat sê hy. Vlek is die Engelse vlag in ons vlag, die Suid-Afrikaanse vlag. Dit is gesê in 1914. Die vlag met die vuil kol. Joey, goeiemôre. Die vlag met die vuil kol. Dis nie ek wat dit gesê het nie. Dis geprofeteer. Nou, hoekom sal ons Lourens se stuk oor die vlag uitlos? Wanneer dit kom by die profetiese woord wat Siener van gepraat het. Jy sien, ons vlag wapper weer, die boervlag, die boervlag, die boervlag. Maar wat van die vlag met die vuil kol? Dis die vlag wat Siener gesê het wat wapper. Watter vlag het die vuil kol? Watter vlag het die Britannia vlag? Die Unie vlag. Die Republiek vlag. Die oranje, blanja, blou het die vuil kol. Die boervlag het nou 'n spies in sy sy. Hy het nie 'n vuil kol nie. Hier staan dit. Toe sien oom Niklas die vark hang in Bloemfontein sonder die vlek. So, hoe moet die ek weet nie presies hoe hier daai ding begin het daar nie, Henry, en ek sê vir jou reguit, Henry, dis net profete wat profete kan toets. Dis net profete. En ek staan by daai punt, en ek sal my kop op 'n blok sit.
Ek is jammer, is net profete wat profete kan toets. Daar is nie 'n ander manier nie. Daar is sekere goed wat gewys word deur die Heilige Gees in die Bybel aan ander mense, wat die profetiese woord aanbetref. Maar 1 Korintiërs 13 sê uitdruklik, dat die profetiese gawe wat kom vir mense, is net om jou op te bou, om jou te help vorentoe. Dit is nie vir profetiese uitlegging nie. Die profeet Agabus in die boek van Handelinge was die enigste ou. Toe hy Paulus se hande vasgebind het, toe sê hy, ek bind hierdie hande vir jou vas as 'n teken, dat jy so in Jerusalem ingelei gaan word, met jou hande vasgebind. En daar het Paulus sy eerste fout gemaak. Hy het nie ag gegee op God se profetiese woord nie. En hy het self met die leiers in Jerusalem ingery. En daar het hulle hom gevangene geneem. Hy het nie na die profeet geluister nie, maar hy was dan 'n apostel. Ons moet baie versigtig wees waar ons die woord sny, baie versigtig. Wat sê meneer Lourens hier so? Hy sê, die vark hang in Bloemfontein sonder die vlek. Dit beteken dat ons vlag weer skoon sal wees oor 'n vrye Suid-Afrika. Watter vlag is daai? Hoe lyk die vlag as hy nie 'n vlek het nie? Dis die Prinsenvlag. Dis die oranje, blanja, blou. Waar kom die Prinsenvlag vandaan? Uit Nederland uit, met die VOC, Jan van Riebeeck. Eerste vlag wat gehuis is in die Kaap. Eerste vlag wat gehuis is in die Kaap. Hoe sien jy dit, Heina? Waar sien jy dit? Na die spies en die sy het die opstanding gevolg, Bybels gesien. Hoe sien jy dit? Geef vir ons die skrif. Jy kan net 'n aanname maak nie. Jy moet presies vir ons wys. Waar in die Bybel staan dit? Dis dieselfde soos die mense wat sê Iran, hierdie oorlog met Iran is in die Bybel. Waar? Geef vir ons die skrif. Wys vir ons hoe die uitleg gekom. Jy sien, Heina, as jy daai spies in die sy gesien het in die Bybel, sou die profete van die wêreld ook daai spies gesien het. En toe hierdie nuwe Suid-Afrikaanse vlag oor ons land gehuis geword het, sou die profete daarvan geweet het. Maar God het die uitleg gegee vir 'n klein meisiekind, Wes van Pretoria, waar sy daai ding geteken het, op 'n plaas. Mens kan nie net aannames maak, jy moet dit bewys. Kyk wat kaptein C.J. Nieuwenhuisen gesê het, wat ook saam met Siener was in die tyd van die tronk. Toe kom hy, dit is nou Siener, by my in die fort, en toe sê hy, ek sien die bruin nasie kom in so by die see se kant, ek sien hulle het lang hare, ek meen dit is Chinese. Dis nie 'n bruin nasie nie. En die Chinese het nie sulke lang hare nie, maar dit is wat hy meen, ek meen dit is die Chinese. Kyk wat sê hy, toe sê hy sien ons regering kommandeer die kaffers op, maar die wit mense is al by die kaffers, maar ons verloor die slag. Iets gebeur. Iets gebeur. Die regering kommandeer die kaffers op. Die wit mense beklei saam met die kaffers. Maar ons verloor die slag. Waar in ons geskiedenis het ons saam met swartes beklei, skouer aan skouer, en ons het die slag verloor? Eerlike waarheid, ek weet nie. Ek kan nie dink aan die Anglo-Vryheidsoorlog nie, ek kan nie dink aan ons grensoorlog nie. Ek weet ons het die kleerling kontingent gehad, die kleerling gedeelte. Ek weet dit. Hulle die Cape Coloured Corps
Hulle het ook beklei. Maar ek kan nie aan 'n slag dink. Ek weet nie of daar 'n slag was in Angola. En as daar militêre ouens is wat hierdie goeters ken, van ons stryd daarso, ek ken nie al die, daar was verskillende operasies daar gewees, verskillende. En ek weet nie of daar 'n operasie was, waar ons skouer aan skouer met die kleerlinge beklei het, en waar ons die slag verloor het nie, die operasie verloor het nie. Maar hier is 'n spesifieke woord, wat vir ons wys dat dit nie dit kan wees nie. En dis die woord kafir. So ek weet nie. Is dit dan nou 'n vroeëre waarskuwing vir ons? Soos wat ons vorentoe gaan. Is dit 'n waarskuwing vir ons? Dat daar 'n stryd gaan kom, iewers in ons stryd, wat ons gaan verloor, dat ons gaan moet terugval en weer begin. Ek weet nie. Hy sien die parlement sit, Johan, goeiemôre. En dan kom daar vreeslike warm nuus onder hulle in. Die vyand het geland in Wes-Afrika. Die vyand het geland in Wes-Afrika. Wes, Namibië, Angola. Die vyand het geland in Wes-Afrika. Is dit die Kibane en die Russe wat daar aangekom? Hy sien 'n vreeslike vlug van Wes-Afrika hier na ons toe. Is dit die tyd, of was dit die tyd van ons oorlog in Angola, of was dit die tyd toe die Mau Mau, weet nie of daar van julle nog die geskiedenis ken van die Mau Mau. Ek weet nie of julle daai geskiedenis nog ken nie, waar hulle soveel mense in die weste van Afrika vermoor het, en veral wit mense, en hoe die mense gevlug het en in Namibië ingekom het in die noorde. Die Namibiese mense het hulle gehelp, en hoe hulle ingekom het uit Wes-Afrika uit in. Kan dit wees? Kan dit daai ene wees? Het ons regering dit het ons regering daar die nuus ontvang? En as dit so is, was dit in ons koerante gewees? Weet iemand daarvan? Of is dit 'n toekomstige gebeurtenis? Kyk na die woorde. Ons vyand land. Die vyand het geland in Wes-Afrika. Hoe land jy? Vliegtuig of skip? Hy sien 'n vreeslike vlug. Dis 'n vreeslike vlug. Ek het dit nog nie ek kan nie dink iewers in die geskiedenis waar ek 'n vreeslike vlug gesien het nie. So is hierdie 'n toekomstige ding. Dan sien hy die gees is onder ons en die keer ons uitmekaar met die Engelse. Nou gaan ons weer terug na die Engelse toe. Hy sê, hy sien hoe loop ons uitmekaar. As hy praat van ons, praat van die boere. Hy sien hoe loop ons uitmekaar uit. Boere Afrikaners. En dan sien hy die Duitsers bewapen ons. Dis die eenvoudige woord. Hy sien die Duitsers bewapen ons. Die vraag is net wanneer. Het die Duitsers al ooit vir ons regtig bewapen? Glad nie. Glad nie. Ek het hier so min of meer 'n scenario neergeskrywe, hoe hierdie ding kan uitspeel. Ons neem oor. Die Chinese is nie bly daaroor nie. Nie omdat ek dink dit is hulle nie, maar is omdat Siener gedink het dit was Chinese. Hulle het 'n mag in Wes-Afrika en wil deur Namibië na ons toe kom.
Die Namibiërs saam met Afrika, hier kan hulle nie stuit nie. Namibiërs vlug Suid-Afrika toe en Duitsland stuur wapens deur Loederitz na ons toe. Duitsland en VSA ondersteun ons in ons stryd teen die Chinese. Ons stel nie in Engelse hulp belang nie. Dit is min of meer 'n uitleg van daai scenario. Want ek kan nie aan iets anders te dink waar hierdie mense vir ons kom help het nie. Ek kan nie aan iets dink nie. Ek kan regtig waar nie my vinger op iets sit nie. Die Duitsers het ons nie gehelp in Angola nie. Die Duitsers het ons nie gehelp in Angola nie. So waar staan ons nou vandag met hierdie profetiese woord? As ons deur al hierdie goed gewerk het, is daar 'n klomp dinge wat ons verstaan. Daar is so baie wat ons verstaan. En die een groot ding wat ons verstaan, en wat ver regse boere nog nie in hulle koppe kan kry nie, is dat Swart Afrika is nie eintlik ons vyand nie. Ja, hulle gee vir ons nou probleme. Moenie 'n fout maak nie. Hulle is korrup. Hulle breek ons af, hulle moor ons uit. Maar wanneer dit kom by die finale stryd, is hulle nie eintlik ons vyand nie. Ons kan maklik doen wat ons moet doen. Ons moet net die pad volg. Hier is 'n totaal en alle roete hier uitgewerk. 'n Padkaart. In vrede, rustig. Beweeg sekere van ons Lichtenburg toe, wanneer die oproep kom. Het is nie moeilik om dit uit te werk nie. Dit is ook nie almal wat so intoe gaan nie. Hy sê uitdruklik uit watter areas beweeg die mense so intoe. Nee, hulle beweeg nie Appington toe nie. Hulle beweeg Lichtenburg toe. Dan beweeg ons af daardeur was dit Vryburg of Vryheid se kant? Vryburg. Dan beweeg ons af Prieska se kant. Ons ontmoet militêre leiers by die Morkaanse rande. Ek weet presies waar daai plek is. Ek weet ook presies waar ons gaan ontmoet in Lichtenburg. Want God het dit vir my gaan wys in 2017. Anders sou ek nie geweet het nie. En hy het bevestig. En dan beweeg ons af te Prieska. En in Prieska gebeur daar 'n klomp wonderlike dinge. Dit gebeur eers alles rustig, mense. Hier is nie oorlog betrokke nie. Dit gebeur rustig. Dit gebeur in vrede. Te Prieska hys ons die boervlag, die oranje, blanja, blou. En met hulle toestemming sal ek die federale vlag hys. Die oranje, blanja, blou met die springbok en die laurierkrans van Suiker Proteas. Met toestemming. Want hierdie is 'n boere ding. Hier word niks op hulle afgedwing nie. Dit is 'n boere ding hierdie. Dit is die bymekaar kom van die leiers en die ander mense wat wil toetree tot die finale stryd. Daar te Prieska, Piet, goeiemôre. Daar te Prieska kies ons die boere president. En die profetiese woord sê, dis nie noodwendig die man in brein nie. Alright, so as jy dink jy is die man in brein, dis nie noodwendig dat jy president van die boere gaan word nie. Veral is nie die ander lot wat die hele tyd, en Siener het gesê, nee, veral nie jy nie, sal nie gekies word as die boere president nie. Dan gebeur daar 'n wonderlike ding in Prieska. Jy sien, Prieska is deel van die Kaapkolonie. Dis nie deel van die grond wat ons wil hê nie. So ons kan dit rustig daar doen. Die poskoets wat staan by die Parel, Paardekraal, Parel soek in die Kaap, by Paardekraal staan. Daar moet gereël word dat daai poskoets ook af Prieska toe gaan. Hoekom?
Want die profetiese woord sê, ons sit die president in die poskoets en ons ry hom deur die strate van Prieska, sodat die wêreld kan sien dat die boere het 'n president. En as dit klaar is, dan tref die pop op die fan. Dan sê seer die Kaap, eerste domino. Dan sê seer die Zulus, die Tswanas, die Pedi, die Venda, hulle almal sê seer. En al wat oorbly, is hierdie gemors wat ons probeer stuit te vereniging. Want dan het ons die internasionale regmatige reg om ons grondgebied te gaan vat en te verdedig wat ons grondgebied is. Dit kan nie kom deur 'n ewe skielike stryd teen al die swartes van Suid-Afrika nie. Dit kan nie so gebeur nie. Hierdie profetiese woord moet uitgestap word. En ek is dankbaar om te sien op die vriende van die adviesraadgroep en op die adviesraadgroep, hoe die ouens hulle geskille eenkant lê, hulle verskille lê hulle eenkant, en ons praat oor die dinge wat saak maak. En ek is net deel op daai groepe, omdat ek leier is van die Federale Alliansie. Dis al. Ek is nie 'n leier van 'n boeregroep nie. Ek is die leier van die Federale Alliansie. Ek is die ou wat met die konings praat. Ja, daar is ander ouens wat nou hulle koppe uitsteek. Hulle wil tog so graag iets wees. Maar jy sien, ek het al reeds alliansie. Nog nie met almal nie. Maar die waarde daarvan is al reeds 23 miljoen mense. En die groep saam met wie ons werk, het die locus standi. En die leiers van daai groep is deel van ons federale raad. Ons het die wet. Ons kan dit doen. Dis net God se tyd wat tel, dis belangrik. En nou het die manne 'n staatskas storie wat hulle gaan nou begin stig. Ons het verlede week daaroor gepraat. En die dinge gaan stadig, maar seker vir ons die fondse inbring. En soos ons ook vir hulle gesê het, indien die fondse vinnig kom, dan doen ons die job vinnig. Dis al. Dit hang van die Here af, mense. As hy die fondse stadig wil laat inbring, dan sal dit so wees. As hy die fondse vinnig wil inbring, dan sal dit so wees. Maar hoe dit ook al sê, die job gaan gedoen word. Daar is vir my gesê, ons het nou al reeds die fondse vir die eerste 2 vergaderings. En dan moet 5 vergaderings wees. 5 tot 7, plus minus. 2 van die vergaderings loop saam. Ons het daar reeds die fondse vir die eerste 2 vergaderings. So lig op julle oë na bowe. Lig op julle oë. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here af, die hemel en aarde geskaap het. Saam met hom maak eendrag mag. As hy aan ons kant is, wie kan teen ons wees? As die waaragtige God wat hemel en aarde geskaap het, vir ons duidelik deur die jare gewys het, dat ons as 'n volk het 'n regmatige grond, dat ons as 'n volk het 'n regmatige, Christelike, Bybelse rede om hier te wees. Dat hy ons hier geplant het aan die voet van Afrika. En dat ons nie opgegee het op hom nie. En hy het nie opgegee op ons nie. Hoekom sal hy dan nou op ons opgee? En hierdie volk tot niet laat gaan? Hoekom sal hy dit doen? Ons vertrou hom dan. Ons glo hom dan. Ons hoop is dan in hom. Ons roep uit na hom toe elke dag. Hoekom sal hy ons laat vergaan? Hoekom? Ons is nie heidense nasies wat nie in hom glo nie en nie vir hom dien nie. Ons vertrou hom. En daarom kan ons weet in ons harte, ons is vryburgers, eerste. Dan is ons boere Afrikaners en Afrikaners.
Ons weet wie ons is. En ons weet waarnaartoe ons op pad is. Ons is op pad na vrede toe in hom. Nie vrede soos wat die buiteland gee nie, of wat die wêreld vir ons kan gee nie. Vrede in hom. Om die reg te hê, om hom in 'n vrye land, met ons eie mense te aanbid en te eer, en psalmgesangene tot hom te sing, en te doen wat hy wil hê ons moet doen. En sy groot opdrag, mense, is vir almal. Gaan dan heen na alle nasies toe. Gaan dan heen na alle nasies toe en gaan maak disippels. Gaan maak disippels. Dit is sy groot opdrag en ons moet daai opdrag uitvoer. Nou ja toe, dis maandag, julle moet 'n fantastiese geseënde week hê. Hier op die 2de Maart, ons hou maar die oorlog dop met een oog en ons kyk wat in ons eie land gebeur, né? Alles seën vir julle almal.